Hartlik welkom in jou by hierdie geleentheid. Dit bly vir my 'n geweldige voorreg om ten spyte van 'n besige program en 'n gejaagde lewe so aanlyn saam met mekaar te kan stil word in die Here se teenwoordigheid. Ek is tans besig om saam met jou te reis deur die boek Prediker en vandag kom ons by episode 2 hoofstuk 3 van Prediker, wat jy rustig vandag in jou stilte tyd kan gaan deurlees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te kan eet en drink en die lewe saam met U te kan geniet, ten spyte van al die harde werk waarmee ons besig is. Die feit dat ons dit kan doen, is alles 'n gawe uit U hand en help vir ons om hierdie reis saam met U daagliks te geniet in Jesus se naam. Amen. Ons het verlede keer bietjie gekyk na Prediker 1 en 2 en dit gaan in die boek Prediker rondom die baie belangrike vraag na die sin van die lewe. En Prediker 3 sluit vandag baie mooi by hierdie gedeelte aan en sê vir ons in die eerste plek dat ons soeke na meer in die lewe baie keer totaal en al vrugteloos is. En Prediker 3 sluit baie mooi aan by Prediker 1 en 2 waar die Prediker skrywer sê dat ons op soek is na meer en meer, na dit wat vir ons werklik geluk in die lewe kan bring en sin kan gee aan ons lewe. Maar ons soek baie keer op 'n verkeerde plek en op 'n verkeerde manier. En daarom is hierdie soektog dikwels 'n vrugtelose soektog. Dit waarin ons geluk soek en die sin van die lewe is dikwels wonderlik in die oomblik, maar dis 'n plesier wat nie hou nie. En in Prediker 1 en 2 het ons gesien hoe dat Salomo homself as 'n rolmodel gebruik. En as ek so deur dit scan, dan sien ek net weer daar vanaf vers 17 hoe dat hy self sy sin van die lewe gaan soek het in wêreldse wysheid, want het ons vir mekaar gesê daar's 'n verskil tussen God se wysheid en wêreldse wysheid. Hy het dit gaan soek in plesier en hom letterlik oorgegee aan plesier. Hy het die sin van die lewe gaan soek in alkohol toe hy homself aan wyn oorgegee het. Hy het dit gaan soek in materialisme, in groot ondernemings en huise wat hy gebou het en wingerde wat hy geplant het. Hy het baie slawe en slavinne gehad, mense wat vir hom gewerk het. Hy het dit gaan soek in silwer en goud, in geld. Hy het die sin van die lewe gaan soek in talle mooi meisies en in 'n losbandige lewe. En op die ou end het Prediker gesê, dit alles kom tot niks en is 'n gejaag na wind. Hy sê 37 keer in hierdie boek gebruik hy die woord hebel, wat beteken as jy op die verkeerde plek die sin van die lewe soek, dan is dit letterlik soos 'n rookwalmpie wat jy uitblaas en vinnig verdwyn. Dan is dit soos 'n miswolkie wat oor die Outeniqua berge hang, soos 'n wasempie wat op die ou end vir jou nêrens bring nie. En dit bring my by die tweede baie belangrike punt van vandag. Ons gaan nou kyk na Prediker 3, spesifiek vers 1 tot 9, maar ook verder. En dit gaan oor elke ding wat 'n vaste tyd in die lewe het. En kom sê Prediker hier vir ons, daar is geen blywende sin
in die ritmes van die lewe nie. Boonbehalwe dit waarin hy sy vreugde en sin van die lewe gesoek het, soos wat in Prediker 2 opgesom is, het hy dit verder gaan soek in tyd, in die ritmes van die lewe. En daarom sê Prediker 3 vers 1, vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. Daar is 'n tyd vir elke saak onder die hemel. Ek gaan nie die hele gedeelte nou lees nie. Jy kan dit rustig iewers vandag gaan deurlees. Maar in hierdie gedeelte van vers 1 tot 9 van Prediker 3 gee hy vir ons 'n uitgebreide oorsig oor die ritmes van die lewe. En ook daarin het hy geen werklike blywende sin gevind nie. Hy gebruik 'n klomp teenoorgesteldes om te sê dat ons lewens is eintlik in sement gegiet, 'n dodelike roetine. Daar's 'n tyd byvoorbeeld om gebore te word en daar is 'n tyd om te sterf. Daar is 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek. 'n Tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red. En so gaan hy aan. Dat as ek 'n beeld kan gebruik, julle ken mos daardie rotte wat ons kinders aangehou het en dan hardloop hulle in daardie wielietjie, daai rotwielietjie. En so sien ek baie keer as ek na Prediker kyk, dat ons in sulke rotwielietjies hardloop. En ons probeer te vergeefs uit hierdie ratreis uitkom. En dit bring my by die derde baie belangrike punt. In Prediker 3 kom ons skrywer Salomo op die ou end by 'n draaipunt. As hy hierdie tydsbegrip ook as 'n dodelike roetine sien, dan sê hy in vers 18, ek het by myself gedink, dit is ter wille van die mense self dat God hulle toets. Hulle moet insien dat hulle niks anders as diere is nie. Een en dieselfde lot tref mens en dier. Hulle gaan almal dood, die een soos die ander. Almal het net een asem. Die mens is nie beter daaraan toe as die diere nie. En dan maak hy weer eens die gevolgtrekking. Alles is 'n gejaag na wind en kom tot niks. Prediker is 'n baie diep denker. Ons moet hom nie oppervlakkig kyk nie. Nee. Daarom sê hy in vers 10, ek het gesien, ek het met ander woorde tot die insig gekom, dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. En hoor net hierdie pragtige vers 11. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van 'n onbepaalde tyd, van die ewigheid. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Hy het alles mooi gemaak op sy tyd. Hy het ook die ewigheid in die mens se hart geplaas. Tog kan die mens die Vader se werk van begin tot einde nie begryp nie. Ek en jy moet baie versigtig wees om te sê, ek verstaan die almagtige God. Hy is net soveel groter en soveel wyser as die mens. En daarom kan ons letterlik nooit by die punt kom wat ons sê, maar ek verstaan God van begin tot einde nie. Nee, ons moet maar baie klein en nederig wees wanneer ons oor ons hemelse Vader enige iets sê. In hierdie draaipunt by Prediker 3 kom sê Salomo vir ons, al is ons begrip van Vader se plan uiters beperk,
kan ons hom daarmee vertrou, want hy sien die bigger picture. En ek wil so graag Filippense 2 aanhaal, daardie pragtige gedeelte, waar ons lees dat Jesus Christus as verlosser die hemelse voorregte prys gegee het en na hierdie wêreld toe gekom het, om die oorpak van 'n slaaf aan te trek, 'n voorskoot, om vir my en jou te kom dien. Later het hy 'n doodskleed aangetrek, om in ons plek te sterf. Nou, kan dit wees dat ons dink, die Here God het nie 'n plan met ons lewe, as hy hierdie wonderlike plan in Christus vir ons uitgedink het, om vir ons werklik te kom sin gee in hierdie lewe, en waarvan Filippense 2 sê, elke knie sal buig en elke tong sal erken dat hy die Here is, dat hy werklik sin aan ons lewe kom gee het. Romeine 8 vers 31 sê so mooi, God het sy eie seun na hierdie wêreld toe gestuur. Hoeveel te meer sal hy nie vir ons al die ander dinge saam met sy seun gee nie. Hoe ons hemelse Vader hierdie wonderlike plan uitgedink het, is bokant my en jou vuurmaakplek. Daarom, al wat ons daaroor kan sê, is dat die Here 'n werklike goeie plan vir ons lewe uitgewerk het. Al verstaan ons niks daarvan nie. En wil Prediker verder vir ons kom sê dat die mens kan deur niks onder die son tevrede gestel word nie. In hierdie soeke, in hierdie gryp na wind, ons jaag, het ons vir mekaar gesê, agter wind aan. En as ons dit gegryp het, dan sal niks. In hierdie soeke na hierdie wind, hierdie soeke na meer, soek ons eintlik, en dit is waar Prediker se diepte inkom, soek ons eintlik niks anders as na ons oorsprong, en ons oorsprong lê in ons hemelse Vader, in die drie-enige Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis 'n soeke na Vader, wat ons werklike eindbestemming is. Een van ons kerkvaders, Augustinus, het gesê, ek en jy sal bly rondhardloop in daardie rotwielietjie, totdat ons rus gevind het in God, in ons hemelse Vader. Hy is die enigste sin in ons lewe. Daarteenoor poog Prediker om enige soeke na meer, sonder Vader, aan die kaak te stel. So 'n soeke kom definitief tot niks en is 'n gejaag na wind. Prediker 3 vers 12 en 13, hier kom sê Prediker by hierdie draaipunt in hierdie boek Prediker vir ons uitdruklik, die sin van die lewe word ontdek as jy die lewe, elke faset van jou lewe uit die Vader se hand begin geniet. Dit beteken, jy kan jou werk geniet as 'n gawe uit die hand van die Here. En nou weet ek dat party mense 'n baas het wat hulle soos 'n hond behandel. En dan kom Prediker en hy sê, nooi jou hemelse Vader in jou werkplek, ongeag jou situasie, en begin jou werk met vreugde doen, asof jy dit vir hom doen. Jou gesin, elke keer wat jy met jou gesin rondom die etenstafel gaan sit, sien dit as 'n gawe uit jou hemelse Vader se hand, en geniet die reis, die daaglikse reis, saam met jou gesin, saam met jou vrou of jou man en jou kinders. As jy met vakansie gaan, geniet jou vakansie as 'n gawe uit die hand van die Here. Lewensvreugde, sê Prediker, lê nie eers aan die einde van die reis nie. So baie van ons, ek het al so dikwels gehoor, sê, sjoe, as Jesus tog net wil kom,
as hy net wil kom vrede maak in hierdie wêreld en die gemors in hierdie wêreld wil kom uitsorteer. Maar in die tussentyd vergeet ons om nou, terwyl elke dag vir ons 'n gawe uit die hand van God is, om die reis te geniet terwyl ons dit leef, en dan raak die ewige lewe bloot die bevestiging van 'n wonderlike reis en die afronding van hierdie reis saam met ons hemelse Vader wanneer ons vir ewig in die enige God se teenwoordigheid gaan leef. Daarom sê Prediker, die sin van die lewe lê nie eers in een dag by die ewige lewe nie, maar dit lê reeds in die reis nou, saam met die Vader, wanneer ek en jy hom as middelpunt innooi en as middelpunt op hom fokus van elke oomblik wat hy nou vir ons skenk. En daarom loop dit soos 'n goue refrein deur Prediker. Prediker 2 vers 24 sê die volgende: Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet en wie kan geniet as hy dit nie moontlik maak nie? Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Dan sê hy in Prediker 3 vers 12, daarvan vers 12 af, ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet, dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Dan sien ons ook in Prediker 3 vers 22 hierdie pragtige woorde: Ek het gesien dat daar niks beter is nie as dat die mens vreugde vind in sy werk. Dit is wat hom toekom. Wie kan hom laat sien wat na hom sal gebeur? Mag Prediker se lewenswyse as rolmodel vir my en vir jou help om die reis hier en nou saam met die Here te geniet. Dit is waarin die sin van die lewe lê. Amen.